Dag sy vriende, ek is Reine Hofman en welkom op die plaas. As jy hou van stories van moord, misdaad en misterie, dan is hierdie die plek vir jou. In vandag se storie praat ons oor 'n dametjie wat moord gepleeg het en party mense sal sê sy het nie. Right, kom ons begin. Die dame se naam is Tracy Rhodey. Die storie begin op skool waar sy haar high school sweetheart ontmoet, Scott. En nadat sy skool klaargemaak het, het hulle getrou in 1990. Die twee saam het die perfekte familietjie gehad. 3 mooi seuns en almal het net gedink dis picture perfect. Maar agter die gordyne was Scott baie controlling geweest. Scott het nie gelike as Tracy te lank uitgebly het nie. En jy moet nou dink, 1990, dis die dae waar daar nie sommer selfone was of GPS tracking soos party mense vandag sal doen nie. Maar Scott het in 'n periode van 13 jaar wat hulle getroud was, vir die familie 5 keer laat verhuis, oordat hy die heeltyd in 'n nuwe plek verdag geraak het op Tracy se bewegings. Wanneer ook al Tracy iets uit die norm doen, het hy altyd vir haar gesê, jy's besig om 'n verhouding aan te kleef met 'n ander man. So elke keer wat hy verdag geraak het, het hy gesê, right, ons move. Hy was 'n ingenieur gewees, en dit beteken dat hulle kon sekerlik maklik verhuis het. Tracy het gestudeer om 'n verpleegster te wees en sy het gespesialiseer in geboorte. So soos julle kan weet, geboorte gebeur nie altyd kloksgewys nie, tensy jy nou 'n snip gaan hê. Maar daar's baie keer wat sy by die huis gekom het in verskillende tye. Sy kon hom nie net WhatsApp en vir hom sê nie, en dan was hy vies vir haar gewees. Op hierdie een spesifieke aand het hulle 'n laat geboorte gehad en sy stap 12 uur die aand by die huis in. Man en kinders is weg, sy weet nie waar hulle is nie. 'n Rukkie later, hier maak die garage oop, sy gaan kyk. Dis al man en kinders, sy is toe baie bly, maar Scott klim uit die kar uit en begin op haar gil en skree. Jou tert, kyk kinders, dit is hoe 'n tert lyk. Hierdie tert het nou weer die hele aand gaan rondslaap saam met ander mans. Voor die kinders, dit was bad geweest mense. Maar nou, in interviews na die tyd, het hulle vir Tracy gevra, as dit so bad was, hoekom het jy gebly? Want soos julle sal weet, en julle het seker vriende of familie wat in nie die beste verhoudings is nie, dit is partykeer beter om te bly as om te gaan, of sal ek sê makliker om te bly as om te gaan. En partykeer moet die mense net bietjie courage kry en gaan, voor dinge skeefloop. Anyway, na 13 jaar, die 5de keer wat hierdie familietjie trek, hierdie gesinnetjie trek hulle toe na Texas toe. En Tracy kry werk daar, en sy's baie happy, en hierdie keer ontmoet sy 'n man by die hospitaal, for real, hierdie keer, okay? Die man se naam was Sean gewees, 'n treklike mannetjie, en obviously was daar 'n koneksie tussen die twee, en hy het altyd met haar geflirt, maar net gesê, luister, ek joke net, ek weet jy's getroud, en haar man, Scott, sal nog steeds haar nag en Hanna, oor allerhande dinge, en hierdie een aand, besluit sy, luister, ek het genoeg gehad, en sy sê vir Scott, ja, jy's reg, weet jy wat, ek het iemand ontmoet, en hy maak my happy. Ek wil julle ook net laat weet, dat Tracy gesê het, dat hulle nog nooit 'n seksuele verhouding gehad het nie, sy en Sean. So, toe sy dit vir haar man gesê het sy bedoel, sy sien iemand wat sy like, maar dit is waar dit bly. Agtergrond van die storie, een aand, dit is nou later wat ons dit nou uitgevind het Tracy en Sean in 'n parking lot by die mall of iets gaan ontmoet, en hulle het bietjie gestaan en gesels, dit was die idee gewees, maar Sean het toe bietjie ingeleen en haar gesoen. Of sy nou teruggesoen het of nie, weet ons nou nie, maar ons kan ons brein gebruik daarso. Anyway, nadat sy vir Scott gesê het, luister, ek sien iemand, het die man sy lid verloor. Hy het toe 'n divorce attorney gaan sien, en hy wil die kinders wegvat van Tracy af. In 'n oomblik van rage, een aand, vra hy vir Tracy, luister, waar bly Sean? Ek gaan hierdie baseball bat vat, en ek gaan sy kop inslaan, ek wil nou weet. En sy het net gesê, ek weet nie waar hy bly nie. Ek het nie 'n long-term verhouding met die ou nie, ek praat die waarheid. Moenie nou my kom Hanna nie, maar anyway, hy het haar rondgeruk, soos nooit eintlik, wat hy voorheen gedoen het, hy was nog nooit eintlik fisies met haar gewees nie, net altyd mondelings. En hierdie aand ruk hy haar rond, en sy voel, luister, ek het genoeg gehad, ek is uit. Sy gaan gryp 'n tas, sy pak haar tas, en die man begin toe
snot en trane huil. En weet van julle ken hierdie siklus, julle ken hierdie frekwensie van verhoudings, maar anyway, toe vergewe sy hom en hy sê asseblief, kom lê net by my, ek wil asseblief net dinge regmaak tussen ons, ek wil nie hê dit moet so wees nie. Die volgende oggend sê Tracy, sy het vroeg opgestaan, Scott was in die bed, sy het gegaan vir haar oggendstappietjie, teruggekom en in die shower geklim. Maar terwyl sy in die shower was, hoor sy 'n gemompelery, jy weet, ek weet nie wat se tipe klank dit was nie, maar soos 'n weird klank wat van die slaapkamer afkom. Sy kom toe in die slaapkamer in, en hier lê Scott met 'n kussing oor sy kop. Toe sy die kussing wegtrek, sê sy daar bloed uit sy oë uitgekom, en daar was net 'n plas bloed rondom hom, en sy het toe dadelik vir 911 gebel. Die detectives het toe daar gekom, daar was 'n geweer, daar was 'n geweerskoot deur die man se kop, hy het dit nie gemaak nie, wat meeste mense met 'n geweerskoot deur die kop nie maak nie. 'n Ander ding wat gebeur het, is die speurders het uitgevind, Tracy het kortliks na sy 911 gebel het, die werk gebel en gesê, kan julle asseblief iemand anders kry in my plek, ek gaan nie inkom vandag nie. Nou, party mense dink vooruit bietjie, ander mense is nie so gepla oor wat nou net gebeur het nie, maar dit was vir hulle ook 'n bietjie dodgy gewees. Hulle het aangehou druk, aangedruk. Iets het vir hulle in die gesig gestaar, wat hulle nog glad nie gesien het nie. Nadat al die foto's ingekom het en al die toetse, was daar 'n shape van bloed op die mat gewees, wat presies dieselfde vorm is van die geweer. Maar die geweer was in Scott se hand. So, volgens hulle bewering, het die geweer op die mat geval, iemand het hom opgetel, en in Scott se hand gesit. Maar, daar was nie fingerprints nie, daar was niks op Tracy se hand gewees nie, en daar was niks bloed op Scott se hand gewees nie. So, anyway, julle moet julle mind ook opmaak, net soos die jury hulle mind opgemaak het. Sy is toe hof toe, en die jury in Texas, hulle kan besluit wat die vonnis is, en hulle moet besluit of jy nou obviously guilty is of nie. So dit is nogal interessant. Iets in daai lyn. Daar's iets anders wat ook gebeur het, waar sy bietjie geslip-up het, en dit is 10 dae na Scott se dood, het sy en Sean in 'n motel ingeboek om te gesels. Toe hulle vra wat het gebeur, het sy gesê hulle was na 'n restaurant toe, maar daar was polisiemanne daar gewees en sy het ongemaklik gevoel en sy het net bietjie privaatheid gesoek en dit is hoekom hulle by 'n motel ingeboek het. Het jy nog ooit gehoor hoe gesels mense in 'n kar? Is dit nie privaat genoeg nie? Maar dit het ook net nie lekker geklink nie. Dit het ook gehelp om die uitspraak bietjie makliker te maak. Na die hofsaak het hulle toe beweer dat Tracy wel haar man geskiet het. Maar oordat die jury kan besluit wat is haar vonnis, kon sy toe verder mense inkry om vir haar te plea, sal ek sê. Sy het toe gevra dat haar kinders op die stand kom, en dit was baie slim geweest, want haar kinders sê toe, luister, ons het ons ma nodig. Ons is baie lief vir ons ma, ons dink nie ons ma het dit gedoen nie, ons ma is not capable of die tipe goeders, en ons is baie lief vir ons pa ook gewees, en dit is nou maar net 'n frats ongeluk, hy het nou seker dit genoeg gehad, en hy kon nie meer nie, en toe skiet hy homself. Dit het toe aan die mense se hart getrek. So sy is nou al klaar skuldig bevind, né? Sy is nou klaar skuldig bevind, dat sy haar man geskiet het. Toe kom hulle terug, na hulle deliberation, en hulle kom toe met die vonnis. Julle sal nie glo wat die vonnis is, om iemand dood te skiet, in Texas nie. Hulle gee toe vir haar 10 jaar probasie. Tracy kry niks tronkstraf nie, maar haar mediese lisensie was weggevat. Sy moes 'n hefty fine betaal het. Ek dink dit het soos $10,000 gewees. So sy het haar werk verloor, maar sy kan vry buite loop en ander werk doen, haar kinders sien, en haar verhouding met Sean het aangegaan. Hulle was in 'n verhouding vir 2 jaar, voordat hulle opgebreek het. Dit was redelik 'n lang tydjie gewees. So, ek wil weet, wat is julle gedagtes? Dink julle, sy het dit regtig gedoen? Sy sê tot vandag toe, dit was nie sy gewees nie. Haar kinders sê dit was nie sy gewees nie. Haar vriende sê dit was nie sy gewees nie. Sy was 'n baie nice persoon gewees. Sean sê dit was nie sy gewees nie. Want ek ook dink, wat as dit Sean was?
Maar anyway, laat my weet wat julle dink. Skryf dit in die comments hieronder. En as julle nie 'n subscriber is nie, subscribe asseblief tot my kanaal. Daar gaan nog baie meer van hierdie kom. En like dit. As jy hierdie video gelike het, geef my idees. Waar kan ek volgende praat? Dis al vir vandag. Dankie julle. Sien julle in die volgende video.